Amen. Ek is vanmôre baie opgewonde oor dit waarmee die Here in ons gemeente besig is. En ek wil vra dat jy by hierdie geleentheid jou Bybel sal oopmaak daar by Johannes 13. Johannes 13, so vanaf vers 5. Ons gaan net so 'n paar verse daar saam lees om vanmôre ons jaartema ook dan ons bekend te kan stel. Nou vanmôre, soos ek gesê het, is dit ons jaartema 2026, ons jaartema bekendstelling. 'n Baie spesiale dag, so in die begin van die jaar, altyd in ons gemeente. 'n Dag waar ons die jaartema kry en ek wil vanmôre werklik waar vir jou sê, hierdie is nie 'n jaartema wat ek van Facebook af gekry het nie, of wat deur iemand geïnspireer is nie, of wat AI vir my gemaak het nie, maar is werklik waar 'n jaartema wat ek van God die Vader af ontvang het, wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, en wat in hierdie week baie keer bevestig is deur die werk en die krag van Jesus Christus. 'n Jaartema is 'n baie belangrike ding vir 'n gemeente. Dit gee vir my en jou die rigting waarin hierdie gemeente met die hulp van die Here in hierdie jaar op pad is. Dit help ons om in hierdie jaar te fokus op dit wat vir God belangrik is. Dit help ons om in eenheid saam die Here te groot te maak. En hoor gemooi, dit help ons nie net om op 'n Sondag by mekaar te kom nie, maar om 'n gemeenskaplike doel te hê waarin hierdie gemeente in hierdie jaar dan vorentoe gaan beweeg. Dit maak my bewus van God se plan vir AGS Hartbeesfontein. Spreuke 29:18 sê, waar daar geen visie is nie, gaan my volk ten gronde. Kan ek dit vanmôre anders te stel? Waar daar geen visie en 'n missie en 'n tema vir 'n gemeente is nie, is 'n gemeente doelloos. Andrew Murray het gesê, waar daar 'n visie is, leef 'n gemeente. Waar daar geen visie is nie, oorleef 'n gemeente. En ek weet nie van jou nie, ons is te naby aan die einde, ons het te ver gekom hierdie jaar, om net te kan oorleef. Ek wil in hierdie jaar leef, sodat God en Jesus ook in my vreugde kan vind. 'n Jaartema is die kompas wat my wys in watter rigting ek moet beweeg. Dit is die stem van hoop in 'n negatiewe wêreld, en dit is 'n roeping vir my en jou om in aksie te kom, sodat God verheerlik kan word. Nou, ek glo nie ek hoef vir jou te vertel dat verlede jaar was nogal 'n redelike tawwe jaartema. Hallo kerk. Nooit het ek besef toe die Here verlede jaar die tema kerk, dat ons moet kerk wees, vir my gegee het, dat dit so uitdagend gaan wees nie, dat dit so bietjie onder my vel gaan inklimp nie, en dat dit 'n paar mense gaan opset nie. Hallo? En ek dink vanmôre, wanneer ons aan die einde van 'n jaar is en oorskuif na 'n nuwe jaar toe, dan besef ons dat ons het kerk geword. Ons het die eklesia geword, dit wat vir Jesus belangrik is, die liggaam geword, die een is die voet en die ander een is die hand, en saam met ons kerk geword, sodat Jesus met hierdie kerk en met hierdie boot kan vorentoe beweeg. Nou, hierdie jaar se jaartema is eintlik net 'n resultaat van om kerk te wees. Dis eintlik die doel van om kerk te wees, en dit waarop ons gefokus is, gaan in hierdie jaar in ons lewe gemanifesteer word en gaan dit vorentoe beweeg. Eintlik was die jaartema om kerk te wees, en min het ek dit geweet, was dit net die fondasie wat God gelê het, sodat ek en jy hierdie jaar daarop kan bou. Ek sê in die week vir Ilse, ek is oortuig daarvan dat ons jaartema kerk was hier gewees. En die jaartema waarmee God in hierdie jaar besig is, het opgeklim en het hoër gestyg. En wil ek vanmôre vir jou sê, dat jy moet jou sitplek gordel vasmaak, want as jy dink kerk was 'n uitdagende jaartema, het ek en jy 'n groot taak wat ek en jy moet volstaan. En hierdie jaar glo ek dat die Here gaan wegsny wat nie van hom is nie. Ek glo hierdie jaar gaan die Here bysit, sodat ons al hoe meer en meer kerk kan word, en sodat ons hierdie nuwe jaartema in volheid kan uitleef. Moira?
So dis baie dramaties, né? Ek hou nogal van sulke goed. Wil jy nie gou vir die persoon langs jou die volgende woord sê, kataros. Dit is nogal 'n lekker woord so op jou tong, kataros. Nie jy moet dit bietjie met gevoel sê, kataros. Kataros is die Nuwe Testamentiese woord en beginsel wat beteken om rein te wees. Verstaan jy wat ek bedoel het van ons gaan hierdie jaar so bietjie dieper gaan, 'n bietjie meer gaan. Dit gaan in hierdie jaar nie oor die ritueel van die Ou Testament om rein en skoon te wees nie, maar dit gaan oor die Nuwe Testamentiese verbond wat Jesus van my en jou verwag om rein te wees. Rein te wees en die fokus gaan wees ons hart, ons gewete, ons hele lewe moet ingepas wees om 'n kataros vir Jesus Christus te wees. En ons gaan in hierdie jaar daaroor preek, ons dagstukkies gaan daaroor gaan, ons boodskappe, ons bid hier, alles wat ons in hierdie jaar gaan doen, gaan ons uitleef, gaan ons toepas, ons verhoudings met mekaar, ons menswees gaan gefokus wees om 'n kataros verhouding te hê, sodat ons rein kan wees, sodat Jesus kan in ons woon. Verstaan jy kerk? Kerk het ons op 'n plek gekom waar ons geword het wat Jesus van ons verwag het. En nou het ons die uitvloeisel en die fokus van kerk, ons moet rein wees. En toe ek hierdie jaar tema die eerste keer in my gees hoor en ek en Ilse dit bevestig met mekaar, toe besef ek dat dit gaan 'n jaartema wees wat ons so bietjie gaan ruk. Dit gaan 'n jaartema wees wat ons gaan so bietjie moet verander en 'n paar dinge van ons moet wegvat en 'n paar dinge by ons moet insit sodat ons die jaartema kan uitleef om die kataros te kan wees wat Jesus Christus van ons verwag het. Die woordjie kataros kom oor die 45 keer voor in die Nuwe Testament en elke keer wanneer dit gebruik word, was dit Jesus wat met sy kinders, met sy disippels, met sy volgelinge gepraat het en gesê dat ek verwag van jou 'n paar dinge. Ek verwag dat jou lewe 'n kataros sal wees, dat dit rein sal wees sodat God daardeur verheerlik sal word. My skrifgedeelte, en ek wil hê jy moet jou Bybel gou so intoe oopmaak. En ons gaan net nou lekker koffie drink en ons gaan muffins eet. Maar luister gou en fokus gou 'n bietjie op dit wat die Here vir ons wil sê. Dis 'n baie mooi gedeelte daar in die woord van die Here. Jy ken hierdie gedeelte. Jesus het Jerusalem ingekom op die rug van 'n donkie. Ons het verlede week daaroor begin praat. En Jesus het die Pasga het gevier en die nagmaal ingestel en toe Jesus al hierdie dinge klaar gedoen het, toe haal hy sy mantel af en hy sit 'n voorskoot om sy lyf en dan tel ons die verhaal op, Johannes 13 vanaf vers 5. Hy sê daarna het hy die water, dit is Jesus, in 'n bak gegooi en die voete van sy disippels begin was en afdroog met die doek wat hy om hom gehad het. En hy kom toe by Simon Petrus en hy sê vir hom, Here, gaan U my voete was? En Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar jy sal hierna verstaan. En Petrus sê vir hom, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. En Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. En Simon Petrus antwoord, hy sê, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. En Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders te nodig as om die voete te was nie. Hoor gou mooi, maar is heeltemal rein. En julle is rein, maar nie almal nie. Die woordjie rein, Jesus sê, julle is kataros, maar nie almal nie. En toe ek hierdie gedeelte lees, toe is dit asof die Here hier in my binneste so ietsie wil my openbaar en sê, sjoe, jy's rein, maar nie alles nie. Jy's rein, maar nie alles nie. Hierdie woordjie wat in hierdie teks gebruik word vir jy's rein, maar nie almal nie, is die presies dieselfde woordjie wat in die Bybel gebruik word wanneer hy praat van 'n liggaam en ledemate. So ja, Jesus praat hierso, hy sê vir sy disippels, julle is rein, maar nie almal nie, want almal was nie rein nie. Judas Iskariot was daar, hy sou Jesus verraai en verloon het, maar hy praat ook van die ledemate, hy sê, sjoe, Barend, jy's rein, maar nie alles nie.
En ek weet nie van jou vanmôre nie, die Here praat verseker nie net met my nie. Ek kan nie voorbegin reg in die ronde tot hier by tannie Ans en ek kan sê, ja, jy's rein, maar nie alles nie. Daar's sekere dele in my lewe, in my liggaam, daar's sekere dele in dit wat ek doen wat nie so rein is soos wat God dit van my verwag nie. En dit is my gebed en ek glo dis die Here se begeerte dat wanneer ons hierdie jaar tema afgehandel het en ons aan die einde van die jaar kom, dat die Here vir ons kan sê, julle is rein en julle almal, alles van jou is rein, alles van jou is kataros, skoon gewas, nie net dele van jou nie, maar alles wat die Here vir ons gegee het. Maar hier's 'n paar baie mooi goetertjies en verse in hierdie gedeelte. Ek wil gou 'n bietjie met jou praat. In vers 5 kom Jesus en hy was die voete van sy disippels. Nou, aanvanklik is dit eintlik nie 'n snaakse gebruik nie. Dit was 'n kulturele gebruik gewees dat die voete van mense gewas moet word. Onthou, hulle loop in stofstrate, hulle dra sandale en wanneer hulle dan inkom by 'n huis, dan word hulle voete gewas. Maar Simon Petrus daar in vers 6 sê, Here, ek verstaan nie lekker nie. Ek weet ou, en Abraham het voete gewas en Lot het voete gewas, maar dit word gedoen voor die ete, dit word nie na die ete gedoen nie, en dit word deur die slaaf van die huis gewas, dit word ook nie deur die meester gewas nie, en dit is ook nie u huis nie. En Jesus sê hierdie verskriklike woorde, hy sê, wat ek nou doen, sal jy nie verstaan nie. En baie kere dan doen die Here dinge in ons lewe, en dan verstaan ons nie, dan sê Jesus hierdie groot woorde, hy sê, maar jy sal later verstaan. En besef ek net vanmôre, die jaartema is 'n groot tema, en dalk verstaan jy nie vanmôre waarmee die Here in ons gemeente, in ons hart, in ons lewe besig is nie, maar as 'n eenvoudige boodskap, die Here sê, ons sal weldra verstaan, hoekom moet ons kerk wees, hoekom moet ons rein wees, hoekom moet al hierdie dinge in plek val, en ek sê, Here, asseblief, gebruik my, om hierdie boodskap te kan oordra, sodat ons in 2026 kataros vir Jesus Christus kan wees. Vers 7 sê Simon Petrus, Here, u gaan nie my voete was nie. En dan kom Jesus en hy gee vir Simon die doel, die rede hoekom hy die voete was, en hy sê dit mooi, hy sê, as ek nie jou kan was nie, en hoor gou mooi, hy sê, as ek jou nie kan was, hy sê nie, as ek jou voete nie kan was nie, Jesus gebruik 'n ander woord, hy sê, as ek jou nie kan was nie, kan jy nie deel van my wees nie. As jy nie kataros in jou lewe toepas nie, kan jy nie deel van Jesus wees nie. As jy nie kerk geword het nie, as jy nie rein geword het nie, kan jy nie deel van Jesus wees nie. Hoekom? Want Jesus het 'n standaard. Jesus het 'n manier van dinge doen, en dit maak nie saak wat jy dink nie, dis Jesus se manier wat tel. En hier kom die Here eenvoudig en hy sê vir Simon Petrus, Simon, as ek jou nie reinig nie, as ek jou nie was nie, as ek nie jou voete skoon maak nie, as jy nie kataros ondergaan nie, kan jy nie deel van Jesus wees nie. En ek sê, Here, asseblief, was my. En dan kom ons by daardie versie, ou Simon Petrus sê, Here, ek verstaan nou. Dit gaan nie oor 'n Ou Testamentiese ritueel van stof afwas en voete skoonmaak omdat ons nou gaan eet nie. Dit gaan nie oor 'n ritueel nie. Dit gaan nie oor die kultuur nie. Dit gaan oor 'n innerlike skoonheid wat Jesus by hulle wou tuisbring. En dan sê Simon Petrus, "O Jesus, nie net my voete nie. Moenie net my voete was nie. O Here, gaan bietjie verder. Was dan ook my hande, was dan ook my hoof, sodat ek deel van Jesus kan wees, want daar sekere dele in my lewe, en in my liggaam, in my besigheid, in my samelewing, in my familie, wat nog nie die kataros ondergaan het nie, en in 2026 gaan ons op 'n plek kom, waar ons in getotaliteit kataros vir Jesus Christus gaan word. Ek het net nou daar op die skerm, het ons gesê, dat ons fokus gaan hierdie jaar wees, die reinheid van jou hart, die reinheid van jou gewete, die reinheid van jou lewe. Dit praat van gees, siel en liggaam moet totaal rein wees voor Jesus. Is dit moontlik?
Is dit moontlik om rein te wees? Sjoe, dis 'n tolorder. Ek wil nie vanmôre vir jou jok nie, ek wil nie vir jou vals hoop gee nie. Dit gaan uitdaging kos. Dit gaan so 'n bietjie krag kos. Ek sê dit baie, dit gaan 'n man op 'n perd kos om in hierdie jaar vas te hou aan dit wat die Here vir hierdie gemeente beplan. Ek weet nie wat die Here vir die ander gemeentes beplan in Hartbeesfontein of in Klerksdorp of in Noordwes nie. Ek kan nie oor hulle bekommerd wees nie. Hoor my hart vanmôre. Ek is bekommerd oor AGS Hartbeesfontein. Ek is bekommerd oor myself, van die Here openbaar dinge aan my en sê, jy dink jy's vreeslik oulik, maar daar's nog dele van jou lewe wat nog nie rein vir Jesus is. En ek sê dit weer, wanneer ek 'n jaar tema het en wanneer ek 'n boodskap het, dan begin dit by my. Die Here sê, ek sien dinge in jou lewe wat nie reg is nie. En toe ek hierdie gedeelte lees van die Here wat sê, as ek jou nie kan skoonmaak nie, kan jy nie deel wees nie. Toe sê ek, Here, begin by my. Begin by my, dat daardie kataros deel van my kan wees, in my alles wat ek vir u kan doen. En dan kom ou Simon Petrus, en ek wil vinnig met jou praat oor hierdie volgende 3 dinge. Hy sê, Jesus, moet dan nie net my voete was nie, was dan ook my hoof en was dan ook my hande. En ek wil vanmôre so 'n bietjie vinnig met as 'n inleiding met jou praat oor hierdie 3 dinge wat die Here Jesus in hierdie jaar van ons gaan was, sodat ek en jy rein kan wees. Is jy gereed vir dit? In die eerste plek, ou Simon sê, Jesus, was asseblief my voete. Nou, onthou Petrus was die een wat ore afgekap het. Ou Petrus was die een wat Jesus verloon het. Hulle sê dat ou Petrus was die bendeleier en hy was die een met wie jy nie gesukkel het nie. Hy was die bullebak, die ou bokslagtertjie van die bende. Hy was ook die een wat nie op water kon loop nie. Hallo? En daar's baie dinge in ou Petrus se lewe waarmee ek vanmôre kan identifiseer. Ek is ook lief om ore af te kap. Ek het 'n swak punt. Ek wil ook ore afkap, maar as dinge nie vir my lekker is nie, dan wil ek kap. Ek probeer ook so nou en dan op die water loop, en dan sink ek ook maar so bietjie, en dan moet die Here Jesus my weer uithaal. Ek het ook baie keer 'n manier van, dis my manier, en as jy daarvan nou nie los dit. Wie ken sulke mense? Okay, wie is sulke mense? Dis my manier, my way or the highway. En hier kom Simon Petrus, die ongeskikte enetjie, en hy sê, Jesus, begin by my. Kom was dan my voete, sodat ek skoon kan wees. Met ander woorde, my walk of life, my wandel, my doen en late wanneer ek daar buite is, my manier hoe ek met mense omgaan, hoe verteenwoordig ek dit wat ek hier by die binnekant hoor, hoe lyk my liggaam, hoe lyk my leefstyl, dit gaan nie net meer oor my geloof nie, dit gaan ook my geloof daar buite gaan openbaar. My walk of life, dit wat ek doen met my voete, jou daaglikse pad wat jy loop, jou keuses, jou leefstyl, dit hoe jy daar buite jouself openbaar en verteenwoordig dit wat jy gehoor het. Jy sien, dis nogal maklik om vuil voete te kry. Ek en jy moet net so 'n draaitjie daar buite gaan in die wêreld. Ons moet net so 'n bietjie versoekings kry. Ons moet net so 'n bietjie verkeerde besluite maak. Ons moet net so 'n bietjie sondige invloed in ons lewe kry. En dan kyk ek af en dan lyk my voete so vaal van die stof. En besef ek vanmôre, dis amper 'n daaglikse ding wat ons moet bid. Here, my manier van dinge doen daar buite moet rein wees voor God die Vader. En dan kan ek nie anders as om te sê, Here, hier's ek. Ek is maar net so Simon Petrus, begin by my, was my voete, sodat daar waar my voete hierdie week gaan loop, dat dit Jesus Christus kan verteenwoordig, rein en skoon, soos wat u van my verwag. Efesiërs 4 vers 1 sê, wandel dan, met ander woorde, loop, beweeg met jou voete, wandel dan waardig die roeping, waarmee ek, sê Paulus, julle geroep het. Met alle medelee, sagmoedigheid, lankmoedigheid, liefde en in kataros met mekaar. Wanneer ek vanmôre in die kar klim en ek huis toe ry, hoe lyk my lewe daar buite? Môre wanneer ek by die werk kom, wat ook al ek doen, is my lewe rein, is my voete rein, soos wat Jesus dit van my verwag. Psalm 1 vers 1.
Welgeluksalig is die man wat nie wandel, wat nie loop, wat sy voete, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Nee, ek hou my voete skoon, want dis wat God van my verwag. Nee, ek wandel eerder in liefde, Efesiërs 5. Ek wandel eerder deur die Gees, Galasiërs 5, en in alles wat ek doen, daar waar my voete beweeg, daar waar ek daar buite is, met ander woorde, my liggaam, my uiterlike, dit wat ek verteenwoordig. Paulus skryf nie verniet, hy sê eintlik is ek en jy maar net 'n brief. 'n Brief wat daar buite gelees word, daar buite. Daar is verseker gevare van vuil voete, hoor. Dit maak jou geestelik armoedig. Dit verloor jou vrymoedigheid. Want wanneer ek vuil voete het, dan kan ek nie loop waar Jesus wil hê ek moet loop nie. Kom aan. Maar as my skoene, my voete skoon is, dan loop ek in 'n vuil wêreld, want ek verteenwoordig Jesus. Nee, Jesaja 52 vers 7 sê, hoe lieflik is op die berge die voete van hulle wat die blye boodskap verkondig. Maar dan moet my lewe, dan moet my liggaam, my wandel, dit wat ek daar buite doen, moet kataros vir Jesus Christus wees. En dis tog al 'n groot uitdaging. Want ek is nie van hierdie wêreld nie, maar ek is tog in dit. Ek is tog deel van dit. En verwag die Here van ons as 'n gemeente, vir ons as kerk van Jesus, om daar buite so te wandel, dat ons rein sal bly. En ek weet nie van jou nie, ek het 'n paar keer hierdie naweek gebid, Here, was my voete. O, Here, was my voete. Asseblief Jesus, kom was my voete, sodat ek wandel waardig die roeping wat U vir my gegee het. Jy sien nou, Simon het iets besef. Dit vat 'n prys om 'n kataros vir Jesus te wees. Die tweede ding, ou Simon kom verder, hy sê, Jesus, nie net my voete nie, moenie net my voete was nie, was dan ook asseblief my hande. Skoon hande, reg deur die Bybel, is 'n skoon lewe voor God. Kyk gou na jou hande. Ek lees daar in Psalm 26 vers 6, die psalmdigter skryf, hy sê, ek was my hande in onskuld. Met ander woorde, my gewete word deur die Bybel verteenwoordig deur my hande. Ek lees daarvan Matteus 27:24 van ou Pilatus, hy sê, bring my 'n skottel. Bring my 'n skottel, en hy was sy hande, en hy sê, ek wil geen skuld hê nie. Met ander woorde, my manier van dinge doen, dit wat ek doen, my geesmens, my liefde vir dinge, my houding, kom aan, hoe lyk jou hande? Hoe lyk jou hande? Jy sien, ons doen baie dinge met ons hande. Psalm 24 vers 3 sê, wie kan opgaan na die berg van die Here? Wie kan na hom toe gaan? Sjoe, en die antwoord is eenvoudig, hy wat skoon hande het. Met ander woorde, my gewete is skoon voor die Here. Ek het nie iets wat tussen my en die Here staan nie. My gees is skoon voor die Here. En dan kan ek na die Here toe gaan. Ek moet met skoon voete beweeg, maar dit help nie net my voete is skoon nie. Ek moet ook op 'n plek kom waar ek my gees en my denke, waar ek my lewe skoon maak voor die Here. En ek dink ons almal het iewerste in 'n dag bietjie bloed op ons hande. Kom aan. En die Here sê, nee, ek verwag van jou kataros. Nie net jou voete nie, nie net daar waar jy beweeg nie, maar jou gewete, jou optrede moet skoon wees. Jakobus 4 vers 8 sê, rein julle hande, sondaars, en suiwer julle harte. Maak jou hande skoon, sodat daar niks tussen my en God kan staan nie. Paulus praat met Timoteus daar in 1 Timoteus 2 vers 8, hy sê, manne, en dit kan vrouens op wees, op elke plek moet julle bid en heilige hande opsteek voor die Here. Met ander woorde, daar's in my gees niks wat tussen my en God kan staan nie. My hande is skoon wanneer ek by die Here kom. Dit gaan nie net oor hoe ek daar buite loop nie. Hoe lyk my gewete? Hoe lyk my
my gees? Hoe lyk die manier van my dinge doen? Begin jy verstaan, Simon Petrus, as ek nie jou voete was nie, as ek nie jou hande was nie, dan kan jy op geen manier deel van my liggaam wees nie, sê Jesus. Job 17 vers 9 sê, nogtans hou die regverdige vas aan die weg van die Here. Met rein hande kry elke dag meer krag. Kan ek jou gou weer vra? Hoe lyk jou hande? Hoe lyk jou hande? Moet ons nie ook so Simon Petrus sê, Here, my gees is dalk nie so skoon soos hy moet wees nie. My gewete, dit wat ek in my hart en my siel besig is om aan te gaan, Here, was nie net my voete nie, was dan ook my hande. En dan sluit ek af, ou Simon Petrus sê, Here, as jy my voete klaar gewas het, as jy my hande klaar gewas het, Here, wat van my hoof? Wat van my hoof? Wat van my hoof? 'n Skoon hoof en 'n gesig was baie belangrik in die Bybelse tyd. As jy so bietjie daar in die tuin werk, dan vat jy mos koue water en dan was jy jou gesig so. Want as jy begin sweet, dan klou die stof so aan jou gesig vas. En as jy jou sakdoek so oor jou gesig smeer, dan is dit vuil. Ons het verlede week 'n begrafnis gehad en toe ek in die kar klim, toe vat ek my sakdoek en ek vee my gesig af en die sakdoek is vuil en ek dink vir 'n oomblik, maar hoekom? Ek sien wanneer ek en jy in die wêreld beweeg, is daar geen manier wat die stof van die wêreld nie op jou gesig kan kom nie. En ons loop daar buite rond en ons het kolle en vlekke van die stof van die wêreld wat op ons gesig vaskom en al wat ons maak net ons oogies skoon, want ons wil tog net nie oor 'n klip val nie, van die regverdige val nie, maar as jy in die spieël kyk, dan sien jy twee sulke wit oogies, want jou hele gesig is vuil en Simon Petrus sê, Here, ek het ver geloop om hier te kom, was my voete, was my hande, o my Jesus, was ook my gesig, want ek wil rein voor Jesus wees. En toe ek so 'n bietjie rondblaai en 'n paar vertalings gaan opsoek, toe praat die ander vertaling van, Here, was my hoof, toe sê, Here, was my hart. Sien, my hoof het 'n brein, en dis waar alles gebeur, en my hart is my brein. Dis asof die Here sê, wat gaan in jou hart aan? Jou sielsmens. Jou sielsmens. Spreuke 23 vers 7 sê, soos hy in die hart bedink, so sal dit wees. Soos hy in die hart is, dit sal hy wees. Wat die hart van vol loop, kom by die mond oor. En vanmôre wil ek gou vir jou vra, hoe rein is jou hart vanmôre? Kataros? Is my hart op die plek waar hy moet wees? My gedagtes, hallo? My denke, my verstand, my integriteit, my menswees voor God, my siel, hoe lyk dit vanmôre? Spreuke 4:27 sê, bewaar jou hart bo alles, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Kan ek jou weer vanmôre vra? Ons is bekommerd oor ons voete, ons is bekommerd oor ons hande. Nou Simon Petrus sê, Here, wat van my hart? Wat van my gesig? Wat van my hoof? Psalm 51 vers 12, bid Dawid, 'n man na God se hart. Hallo? Kan ek sulke mense sien? Kom aan, ek en jy is manne en vrouens na God se hart. Hy sê, Here, skep vir my 'n rein hart. En ek bid dit al die hele naweek en ek sê, Here, begin by my. Nie net my voete nie, nie net hoe ek loop nie, nie net wat ek doen nie. Here, maar ook my hart. Skep in my 'n rein hart. Matteus 5 vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is. Hoekom? Hulle sal God sien. Ek wil in hierdie jaar God sien, soos nog nooit van tevore nie. In 2026 sal ons gedagtes, ons begeertes, dit wat in ons hart aan die gang is, moet kataros en rein en skoon voor God is, sodat God met ons iets kan doen. Matteus 15 vers 18 sê, want die dinge wat by jou mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is wat 'n mens onrein maak. Nee, Here, was my voete, was my hande, Here, kom was my hart.
Filippense 4 vers 8 sê, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, kataros, bedink dit, sê die Here. En dan kom ek op 'n plek en dan bid ek die volgende gebed en ek het dit neergeskryf. Here, was my hande. Here, rig my voete. Here, reinig my hoof, reinig my hart en my gees, sodat my hele lewe uitverkoop vir Jesus kan wees. Kataros. En ek wil hê jy moet, as jy by die huis kom, moet jy so 'n paar keer daar voor die spieël staan en sê kataros, 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 want jy gaan dit 'n paar keer hierdie jaar hoor. Ek doen dit nie om oulik te klink nie, maar ek wil hê hierdie woord moet in jou gees posvat. En hierdie jaar, Here, gaan my lewe rein wees. Ek kan vanmôre vir jou baie mooi preke by mekaar slaan. Met 'n mooi inleiding en 'n mooi preek en 'n mooi afsluiting. En ek kan 'n altarkol maak en ons kan vir mense bid en ons kan volgende Sondag mense doop en ons kan kerk wees net soos wat ons wil. Maar as my voete, my hande en my hart nie rein is nie, help dit niks. Ek sluit af. Jesus skryf, hy sê vir Simon Petrus, julle is rein, maar nie almal nie. Julle is rein, maar nie alles nie. Onthou, Jesus praat hier met sy 12 disippels en een is weg. Hy praat met hierdie 11 wat oorgebly het. Hierdie mense wat vir 3 jaar saam met Jesus gewandel het, wat wonderwerke gesien het, wat selfs wonderwerke gaan doen, wat die evangelie moes verkondig het, wat Jesus se skaduwee gevolg het, wat Jesus rabbi genoem het en meester genoem het, wat gesien het hoe Jesus water en wyn moes hoor, jy ken my hart vanmôre. En Jesus sê, julle is nie alles rein nie. En as Jesus dit vir sy disippels gesê het, hoeveel te meer sê dit nie vir kerk vanmôre, dat jy's rein, verseker, daar's aspekte in jou lewe wat perfek is, maar nie alles nie. Nie alles nie. En dis my gebed en begeerte, en ek dink dit is die Here se plan en sy doel vir 2026, om my en jou op 'n plek te kry, sodat ons alles en almal rein voor God kan staan. As jy vanmôre hier sit en jy sê, "Sjoe, dis eintlik 'n tolorder," dan besef jy dat daar dinge in jou lewe is wat nog aandag kort. Dan besef jy dat daar's dinge wat nog nie so rein is soos wat dit moet wees nie. Nou miskien is jou voete rein, of jou hart, of jou hoof, maar iewers in jou lewe gaan ons in hierdie jaar so 'n bietjie moet aandag gee. Maar as jy vanmôre hier sit en sê ek is gereed, ek wil inkoop by hierdie jaar tema. En onthou nou, as jy vanmôre sê ja Here, ek koop in, dan moet jy bereid wees dat Jesus jou was. As jy bereid is, wil ek jy moet saam met my vanmôre opstaan. Ek staan eers en ek sê, Here, hier is ek. Ek is 'n Simon Petrus, ek het baie foute. Here, as ek afkyk, is my voete vuil. As ek na my hande kyk, is my hande vuil. My hart is nie so mooi skoon nie. Here, ek soek 'n kataros in 2026. Nou wil ek jy moet hierdie gebed wat ek net nou gelees het met die hart op saam met my bid. Here, ek hoor jou nie. Here, was my hande, rig my voete, reinig my hoof, was my hart, reinig my gees, sodat ek in 2026 kataros vir Jesus kan wees. Amen en amen. Jy het vanmôre opgestaan, jy het gesê, Here, hier is ek. Dis my wil, my begeerte om rein voor God te staan. Wat is ons doel? Om deel van Jesus te wees. Punt. Om deel van Jesus te wees. Om 'n vol kerk te kry, dit tel nie. Om deel van Jesus te wees. Punt. Dis al. Dis ons enigste doel hierdie jaar. En ja, ons het baie planne vir hierdie jaar. Ons gaan nog hierdie hout afhaal en ons gaan die kerk heeltemal uitverf. Ons het baie planne. Ons het meer planne as wat ek tyd gaan hê. Maar hoor gou, dit gaan nie die doel wees nie. Die doel gaan wees om deel van Jesus te wees. En as jy deel van Jesus wil wees, wil ek jou mooi vra, moenie hierdie jaar mis nie.
Die Here het iets groots vir hierdie gemeente instoor. Amen en amen.